van my lewe. O, ek lof besing vir U, U het my bevry. My sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart. Kom sing koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir U, U het my bevry. Die sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart. Kom ons sing nog een keer, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, lof besing vir U, U het my bevry. My sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart. Die verhaaltjie gaan van die onderwyser wat hier vir die 9-10-jariges skool gehou het, jare terug. En wat die kinders altyd met die grootste respek behandel het. As hulle verbykom, dan het hy sy hoed vir hulle gelig en met hulle gepraat, nie soos wat ek onthou onderwysers met my gepraat het toe ek so oud was nie. En so nou en dan het iemand vir hom gesê, hoekom doen jy dit? Is dit om stout kinders daai? En hy het gesê, want daar sit dalk 'n toekomstige eerste minister of 'n sportster tussen hulle. Hierdie onderwyser het die voorreg gehad om by die geleentheid wat Winston Churchill as eerste minister van Engeland ingehuldig is, dit by te woon. Ek het gaan sit en dink, as ek dit sou kon oordoen, my kinders van vooraf sou hê. Nou was in 'n siniese oomblik sou ek gesê het, ek sou nie getrou het nie, en ek sou verseker ook nie kinders gehad het nie. Maar nou, dit vind 'n mens dalk nou eers bietjie te laat uit. Ek onthou ek het een aand my hoofouderling in die gemeente gaan oplaai vir huisbesoek, en ek sien toe, oeps, die man se gesig lyk bewolk. Daar seker weer moeilikheid by die fabriek, en na ruk sê hy, ek is bly ek is gelukkig getroud, want dis party daai hel. Ek wonder hoe dit moet wees as jy ongelukkig getroud is. Nou ja, en ek gaan 'n paar gedagtes deel oor wat ek anders sou gedoen het. Miskien is dit nuttig as 'n mens die nodige aanpassings maak. Oorweeg dit op, evalueer dit teen u eie ervaring, en kom ons leer bietjie by mekaar, ook aan ons jong ouers, en ook aan oupa en ouma. Want party daar lyk dit vir my, oupa en ouma is eerder 'n model in hulle kleinkinders se oë, as pa en ma wat heeldag hier agter hulle aan loop en nek. Die heel belangrikste, grootste geskenk wat ek vir my kinders sou gee, om hulle my lewensmaat, hulle ma, lief te hê.
Ek dink dis die grootste sekuriteit wat 'n ou en 'n kind kan bied. Ek sou my lewensmaat meer wou vashou en druk en saam speel sodat my kind kan leer. Liefde het hande. Dat liefde kontak is. Kyk gou na Efesiërs 5 vers 25. Mans, hier is 'n kwalifikasie. Julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het. Hy het sy lewe daarvoor afgelê. Liefde kos. En hoe meer intiem ons met mekaar saamleef, hoe groter word die prys soms. Iemand het nou gebid en gesê, dankie Here vir 'n gelukkige huwelik. 'n Gelukkige huwelik kos grootste genade van twee mense wat redelik by mekaar pas en harde werk in my oë, soos Christus die kerk liefgehad het. Hy was bereid om te sterwe terwille van die kerk. So maklik om in klein dingetjies, al hierdie dringende dinge, vasgevang te word. En as jy jou oë uitvee, het jy die belangrike dinge gemis. En wat is die belangrike dinge? Is dit nie die mense wat die naaste aan ons is en wat ons lewe 'n doel gee, 'n rigting gee, wat sin van ons lewe maak met hulle liefde. Ek sou die motordeur vir my vrou oopmaak en die stoel vir haar uittrek en opstaan as sy inkom en oogies voor ander mans maak om vir my kind te wys, hierdie mens is baie spesiaal vir my. Want dit is die sekuriteit vir my kind. En as vrou dink ek is dit net so belangrik dat 'n mens altyd jou man se beeld by die kinders sal bou. Dat ons mekaar in ons huwelik met respek sal behandel. En dat ons eerlik met mekaar sal wees, maar op die regte plek. Al is 'n mens partykeer bietjie emosioneel betrokke by 'n argument, dat jy die kern van die argument los waar jou kind nie deel is en die spanning beleef van ouers wat lyk of hulle uitmekaar gaan spat nie. Spreuke 22 vers 6 is 'n interessante vers. Dit sê gee leiding aan 'n jong mens hoe hy moet leef, maar die Hebreëse woord se oorspronklike betekenis vir gee leiding of oefen, trein, het te doen met wy aan, en dan spesifiek wy aan God. Mens sou dit ook kon vertaal, wy jou kind aan God. Dit sal hom leer hoe hy moet leef. En hy sal ook as hy oud is, nie daarvan afwyk nie. Wys jou kind wat die regte pad is. En as hy oud is, sal hy nog steeds op daardie pad loop. Ons belê in ons kinders. Dalk is een van ons kinders of kleinkinders eendag 'n president of 'n wêreldbekende wetenskaplike of wat ook al, sportster, maak nie saak nie. Die mens wat die Here vir my en my lewensmaat gegee het, ek en my maat maak die grootste bydrae tot hierdie mense lewe. As jou kinders die dag trou, dan raak dit vir jou belangrik. Jy sal vreeslik graag wil hê hulle moet gelukkig getroud wees, 'n sukses van hulle lewe maak. Maar weet, die fondasie van so 'n sukses begin waar jou kinders nog klein is, waar 'n mens nog daardie invloed op hulle het. As ek dit sou kon oordoen, sou ek baie meer gelag het, al is my bek skeef as ek lag, vir myself, vir my eie foute en mislukkings, maar ek sou ook saam met my kinders wou lag, myself minder ernstig opgeneem het, saam gespeel het en toneelstuk opgevoer het, en rondgehardloop het en 'n paar lampe gebreek het,
stukke in 'n meubels is minder belangrik as dat ons saam iets geniet. En ek sou minder gekla het as alles nie 100% reg is nie. Eerder vrolikheid en uitgelatenheid in die huis ingedra het. En mense moet dit vinnigerig doen. Kyk, as hulle hier hoërskool toe gaan, dan wil hulle verseker nie meer saam met jou lag nie. Dan lag hulle eintlik agter jou rug vir jou. Partykeer lyk die tieners vir my so somber. En dan wonder ek, is dit nie 'n spieelbeeld dalk van wat in ons huise, wel, ek hoop ons sit nog saam en eet aan die eetkamertafel, aan die eetkamertafel of daar waar ons sit en TV kyk, as pa en ma oor die politiek en die ekonomie en die politici en dergelike uitwy, dat ons kinders se gesigte so somber raak nie. Kom ons behou 'n eerlike uitsig op misdaad. Maar kom ons maak nie ons self en ons gesinne negatief daaroor nie. As ek dit oordoen, sou ek ook meer aandagtig wou luister. Luister oor wat vir my dalk klein dingetjies is, die seerplekkies en die klagtes en die vreugdes en die stories en die hartseer en die angs en die vrese van my kind en my lewensmaat. En sonder om ongeduldig te probeer wees. Sonder om dit as simpel te beskou. Vroeger sou ek die koerant neergesit het, nou deesdae skakel 'n mens jou tablet af. In die wêreld het ons nou verander, of jou selfoon. Ek sou die tablet afgeskakel het, die selfoon eenkant neergesit het, die rekenaar afgeskakel het en my ongeduld oor my kind aandag nodig het, agter my gesit het en probeer luister en verstaan. Ek onthou ek het jare terug aan 'n preek oor die verlore seun gewerk. En terwyl ek daarmee besig was, het die insig baie duidelik in my hart gegroei. Dis jou kind oor wie jy preek. Jou kind het jy langs die pad verloor. Ek het die verhaaltjie gehoor van 'n seun wat iets vir die pa vertel, wat probeer om op TV iets te kyk en pa kyk, hy luister, maar hy kyk wat hier voor gebeur en die seun nou aanpraat en later sê die pa, ja, ek het gehoor, wat moet ek sê? En die seun sê dan maar net o. Sê dan maar net o, as jy my nie in my oë wil kyk nie. Efesiërs 6 vers 4 praat met ouers, hy sê, moenie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie. Die woordjie opstandig, sou mens ook baie maklik kon vertaal met, moenie hulle woede laat opbou, laat hulle gefrustreerd raak, sodat hulle uiteindelik opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Eintlik, as 'n mens dit letterlik sou gaan vertaal, dan staan daar iets anders wat sê, maak hulle groot in die dissipline en die instruksie, die wil van die Here. Kom ons konsentreer nie op alles wat hier met mekaar gebeur nie, maar kom ons meet dit aan wat die Here wil. Want ons is verteenwoordigers van die Here in ons huise. Moenie die kind so behandel dat hulle opstandig word nie. Hulle gaan dit in alle geval hier by 15 en 16 bereik, as die genade nie by jou verbygaan nie. Maar kom ons werk so met ons kinders, dat daar 'n vertrouensverhouding bly bestaan. Sodat wanneer my kind groot is, ons nog steeds vriende met mekaar sal wees. Kinders weet dikwels wat om te doen. Hulle het nie regtig ons raad so nodig nie. Hulle het eerder 'n oor nodig wat luister, wat genoeg omgee, dat my storieetjie vir my ma en my pa belangrik is. Ek sou ook leer om te hoor wat my kind eintlik vir my sê,
as my kind vra, moet julle vanaand uitgaan? Want agter die woorde sit eintlik die wens, ek het julle nodig. Jean-Jacques Rousseau, bekende Franse filosoof, het gesê om kinders op te voed is 'n beroep waarin 'n mens moet weet hoe om tyd te verkoos ten einde tyd te wen. Die tyd wat ons in ons kinders belê, is tyd wat ons dalk verkoos, maar is tyd wat ons kind se lewe vorm. As ek dit oor kon doen, sou ek ook minder vir my gesin gebid het. Klink dit so 'n bietjie onheilig? Minder vir hulle en meer vir myself. Nie vra dat my kinders tog sal verander, dat hulle ma tog sal word wat ek wil hê sy moet wees nie. Maar Here, kom verander my. Kom verander my gesindheid. Dis die belangrikste bydrae tot my gesin, is my gesindheid. En al wat gesindheid verander, is indringende gebed. My gesindheid wat meer belangrik is, as dat my omstandighede sal verander. As 'n mens bietjie gaan optel sommetjie maak, dan vind jy uit 'n week bestaan uit 168 uur. 55 uur daarvan gemiddeld is ons weg van die huis by die werk. Die van ons wat nog werk. 56 uur slaap ons. Daar bly 57 uur oor. Hoe spandeer ons dit? Hoeveel tyd maak ons vir ons gesin? As al meer wat ons tyd opslurp. Sosiale media, televisie, en vir daar lyk my gaan dit ook heeltemal van karakter verander. Daar's soveel dinge wat ons tyd opslurp, hoeveel tyd maak ons vir mekaar? Ek lees van 'n navorsing in Engeland, wat 300 gesinne nagevors het en gevind het, paas in Engeland, daardie groep, spandeer gemiddeld 7,5 minute per week saam met hulle seuns. Dit kan ons nie werk nie. Kom ons kry 'n stokperdjie wat ons saam met ons kind kan doen, of saam met ons kleinkind kan doen. Kom ons bou tyd in waar ons onsself kan belê in hierdie mens. Verhaaltjie gaan skrywer vertel dat sy pa, hulle het in 'n klein dorpie gebly, en die sirkus het eenmal in 'n leeftyd daar verbygekom. En die sirkus is daar in die pad beloof, as die sirkus kom, vat ek julle. En toe wel 'n besigheidsvernoot. En pa sê, ek kan nie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Ek is te besig om te gaan en die kind is teleurgestel. En die ma sê, man, die sirkus sal weer kom. En hierdie skrywer sê, weet jy wat het ek in my hart uitgeroep? My kinderdae sal nie weer kom nie. Die geleentheid het verbygegaan. Dis die grootste geskenk wat ek dink ons kinders kan gee. En wanneer ons kinders te besig is om dit te doen, oupa en ouma, dan moet ons maar daarvoor gaan instaan. Kom ons belê daardie geskenk in ons kleinkinders se lewe, as dit kan 1 uur 'n dag. Saterdag en Sondag 2 ure waar ons dit saam doen. Kom ons weet, die tyd dat ons dinge kan saam doen, word kort, want hoe groter ons kinders word, hoe meer word hulle lewe deur dinge ingeneem wat hulle tyd opneem. Ek weet, dis 'n slep. Rinus, as jou kind 7 uur in Middelburg rugby speel en is so koud gemes wat intelligensie bo 90 het, gaan uit 'n huis en jy staan langs daardie veld en jy wens vir 'n koppie koffie, is die grootste geskenk wat jou kind kon gee. Saam met jou kind te ry as jy kan en daar te wees as hy daardie 3 nie
gedruk kry nie. Ek sou my kind aanmoedig. Tweede laaste saakie wat ek wil noem, deur die soeklig te laat val op wat reg is, eerder as wat verkeerd is. As my kind, dis die ergste ding wat dink ek met 'n pa en ma kan gebeur. As my kind leer trompet speel, sal ek luister vir die regte noot. Die Here sal my genade gee en dit komplimenteer en wense aan my ore toe druk. Vir al die ander note. Ek sal raak sien as my kind netjies en vriendelik en mededeelsaam en nederig en liefdevol is en ek sal wys ek waardeer dit. Dit verg so min om 'n briefie of 'n kaartjie te skryf en in die kind se kosblik te sit. Ja, dis 'n bietjie oudtyds, nee. Ons kry nie eens meer 'n pen in die huis ergens nie. Ek sou 'n WhatsApp of 'n SMS boodskap vir my kind gestuur het of skakel. En jy weet nie wat vanoggend gebeur het. Ek wil net sê ek waardeer jou. Jy is vir my baie kosbaar. En ek sou ook leer. Al is dit vrek moeilik om te sê ek is jammer. Ek het gefouteer. Dit was ek wat verkeerd opgetree het. Ek was onredelik. Kan jy my vergewe? Ten slotte, uiteindelik, ek sou God eerste in alles wou stel. Ek dink die beginsel wat ons moet raak sien. As ek God werklik liefhet, sal ek my huismense lief hê. Sal ek liefde vir hulle vind, want hy wek liefde in my hart op. Sy gees, sy gesindheid waarmee ons vol is die gees van liefde. Ek sou nie meer oor godsdiens of die Bybel praat nie. Ek sou eerder naby aan die Here wou leef, sodat hy my lewe met sy teenwoordigheid sal vul en elke oomblik sakramenteel sal wees en my kind outomaties die heiligheid van die Here sal beleef deur die heiligheid wat in ons huis gebeur. En ek sou daar wou wees. Ek sluit af met die storieetjie van die pa, van die seun wat laat nag roep en sê, pa, ek is bang. En pa antwoord terug, hy sê, man, liewe Jesus is by jou. Hoekom is jy bang? Hy sê, ek weet hy is by my, maar ek het iemand met 'n vel nodig. Ek sal graag 'n vel vir my kind wil wees, sodat my kind weet hoe lief die Here hulle het. Kom ons bid saam. Vader, ons gaan aan die nagmaaltafel sit. Party van ons het die voorreg dat ons gesinne ook vandag saam in die kerk is. Ons wil ons kinders aan U wy. Ons kleinkinders. Ons wil bid, Here, red hulle. Geef hulle 'n lewe waar hulle getrou, gehoorsaam aan U is en U seën op hulle lewe rus. Meer. Here, gebruik ons, ouers, grootouers, die mense wat U in ons kinders se lewe primêr verteenwoordig. Gebruik ons om U redding en U bevryding in hulle lewe te laat aanbreek. Ek bid vanmôre vir elke ouer. Ons het vroeg in die diens gebid vir elke huwelik. Ek wil ook vir elke ouer bid. Here, vul ons harte met wysheid. Doen dit betyds, sodat ons nie agterna ons hare uit ons koppe wil trek nie, maar in ons kinders en die manier waarop hulle met hulle kinders werk, sal raak sien. Die belegging wat ons gemaak het, was deur die genade van die Here 'n goeie belegging,
wat uitstekende dividende oplewer. Bid ek in Jesus se naam. Amen. Dankie Marius. Het was goed om na hom te luister vanmôre. Jy kon 2 keer so lank gepreek het. Die broers het my gaan help met die nagmaaltafel, kom staan hier voor. Asseblief. Ons gaan vanmôre die nagmaal uitdeel. Paulus sê dit so mooi in 1 Korintiërs 11, hy sê dit wat ek van hom ontvang het ek ook met julle gedeel, dat in die nag waarin hy verraai is, hy die brood geneem het, en dit gebreek het, en daarna uitgedeel het, en gesê het, neem eet, is my liggaam, en so ook daarna die beker. Jesus sê ons verkondig sy dood, totdat hy kom. Ons ook sy opstanding, want hy leef in ons harte. Vanmôre gaan ons die brood uitdeel, ons maak die tafel oop, dankie Dion, dankie, gaan ons eers die brood uitdeel, en as dit so by die tweede ry kom, gaan ons die kelkies begin uitdeel, daar op die galery, dankie vir julle wat my daar help daarmee, en moet net nie die kelkie houer ondervat nie, dan gaan jy al die kelkies op jou skoot laat beland, vat maar so mooi in die kante, as jy nie kan bovat nie, en dan hou jy daai elemente, hou die broodjie en hou die kelkie, totdat ons almal ontvang het, en dan gaan ons saam bid, en saam vir die Here dankie sê, en dan gaan ons saam aansit aan sy tafel. Amen, kom ons staan. Kom ons bid saam. Vader, ons is dankbaar, dat die bloed van Jesus Christus, en die liggaam van Christus, elkeen van ons kom haal het, toe ons dood was, en ver was, en dat hy ons naby gebring het. Herstel het in 'n verhouding met u, en dat ons vanmôre kan sê, gewas deur die bloed van die lam, gereinig en geheilig, geregverdig deur u genade alleen, en dankie daarvoor. Dankie dat hierdie liggaam ons vanmôre laat onthou wat gebeur het aan die kruis, en die prys wat u vir ons betaal het, maar ook laat uitsien met 'n toekoms vir altyd saam met u. Dankie dat elke probleem wat ons nou in die gesig staar, reeds voorbetaal is aan die kruis. Dankie dat die oorwinning reeds behaal is aan die kruis. Dankie dat die antwoord reeds gegee is. Ons sê vir u dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Kom ons neem saam die brood en dan eet ons dit saam vanmôre. En so ook die beker wat vanmôre spreek van sy bloed. Dankie dat deur u bloed al ons sondes skoon gewas is. U woord sê so mooi dat die bloed van Christus reinig ons voortdurend van al ons ongeregtighede. Dankie dat ons vanmôre hierdie bloed kan drink. Vanmôre ook daarvan opnuut die krag in ons lewens te beleef. Ook vir genesing wil ek vanmôre bid, Vader. Ek wil bid vir siek mense vanmôre. Dat u vanmôre in een oomblik sal heling bring in daardie liggaam. Ons spreek 'n woord van genesing, net dit wat u kan doen. U is die wonderwerker. U is die een wat genees, ons geneesheer. En ons sê vir u dankie daarvoor. Spreek 'n woord van genesing in die naam van Jesus. Dankie Vader. Kom ons drink saam die beker. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Ons gee geleentheid gou om die kelkies op te neem. Wie gaan vir ons daar klare 'n bak wat omgestuur word? Leon, hierso is nog eene. Asseblief Boeta, as jy hom daar by die kantblok, of hierdie kantblok, wat 'n kant korte bak? Hierdie kant. Great, sommer hier by julle, ons stuur net gou, neem die kelkies op. Kom, hy's op die webblad, neem 'n screenshot van hom. Ons wil tog, en ek sien so baie besoekers, ouens wat nie by ons gemeente begin kuier op Sondag, en ons is baie bly daaroor, en julle is baie welkom hier by ons.
Maar as ek nou vir so 'n week lank elke dag iemand niets saam met ons aan die kombuistafel sien vir ete, dan wil ek op 'n stadium weet wie's jy en laat ons daarom net mekaar op die naam kan groet en jou kan deel maak van die gesin. So moenie net kom kuier nie. Raak deel van die gemeente en ons gaan hier agter op die bord gaan ek nou die jong mense het vreeslike terminologie, 'n QR code. Corrie, weet jy wat 'n QR code? Ja, ek sal leer jou. Min van die seniors weet wat 'n QR code. Dis 'n foto van 'n kode, 'n digitale kode en al wat jy doen met jou selfoon is jy gaan in kamera in. Jy hou mos van foto's neem van julle klein kinders kamera en jy hou mos so na die kode toe. Ons gaan dit nou sien en dan kom daar so 'n shortcut op en jy klik net op daai kodetjie Sion en jy bring jou by 'n Google vorm en jy sit vir my al jou inligting daarin en ons wil graag met jou connect en jou deel maak van die gemeente. As dit te moeilike pad is om te volg en jy kan internet toe gaan, die ou mense weet al hoe om te Google, sion.co.za, Google dit en reg onderaan daai webblad van ons is daar ek wil deel word van die gemeente skakel, klik op hom en vul vir my die vorm in. En as jy dit nou ook nie reg kry nie, stuur vir my 'n WhatsApp. Stuur net 'n WhatsApp en sê ek wil deel word, dan stuur ek vir jou die vorm en as dit nie werk nie, bel maar. Alright. Moet nou nie 10 uur in die aand bel as jy nie kan slaap vir my sê jy wil deel word nie, maar bel maar. Ons wil jou graag deel maak op enige manier dat jy sal deel voel van die familie van Christus. Ons is net 'n klomp mense wat lief is vir die Here. Dis al. Ons is net lief vir die Here. Wees saam met ons lief vir die Here. Mag jy 'n awesome dag hê. Daar is die kode vir die wat dit wil probeer scan met sy kamera wat nog nie op is nie. Jy neem net 'n foto en hy gaan vir jou na die skakel toe stuur. Mag jy vandag God se vrede beleef, sy teenwoordigheid, sy nabyheid. Mag jy weet hy is met jou. Mag hy voor jou uittrek en jou paai vir jou gelyk maak. Mag jy hom ken as die een wat altyd by jou is. Amen. Kom drink saam met ons heerlike koffie langsaan. Die Here seën jou. Amen.